Goeiemôre en baie welkom by nog 'n episode van Praag TV. As jy nog nie op die kanaal ingeteken is nie, maak gerus so en moenie vergeet om ook na ons boeke hieronder in die beskrywing van hierdie video of daaronder, kan jy kyk na ons boekwinkel en al die interessante titels wat ons daar het. Nou ja, vandag gesels ons 'n bietjie oor aardui. Die ek noem hom die plagiaat keiser van Cambridge. Nou, oor die afgelope week of wat is hierdie storie taamlik wyd in die media behandel oor 'n 37-jarige swart professor van Cambridge wat ja, hy het op 37, sy naam is Jason Ardei, hy het op 37 die jongste swart professor by Cambridge geword. En hy is absoluut op die hande gedra, hy is opgehemel as 'n genie. Maar nou oor die afgelope week of wat, wel eintlik al voorheen het dit gebleik dat hy plagiaat gepleeg het in sy PhD proefskrif. En as ons nou verder daarop ingaan, dan vind 'n mens uit dat eintlik het daar al blykbaar vir die afgelope jaar twyfel ontstaan oor sy vermoëns, as ook oor oor sy manier van navorsing doen, oor die plagiaat wat hy gepleeg het in sy proefskrif. Maar dit is alles onder die mat ingevee en blykbaar het die universiteit self ook mense met prokureursbriewe gedreig wat vir 'n dag wou kom met hierdie onthullings. En daar was ook een spesifieke persoon wat eintlik verantwoordelik was vir al hierdie onthullings oor Jason Ardei. En sy naam is Nathan Kofnas. Hy was 'n Amerikaner wat hy was nie 'n professor by Cambridge nie, hy het maar 'n taamlike junior pos beklee by Cambridge. Maar hy het toe agtergekom dat alles is nie pluis wat hierdie man se navorsing betref nie, hierdie Jason Ardei. En hy het toe begin om dit te ontleed en aan die kaak te stel, maar hy is gedwing om Cambridge te verlaat. Heel eerste, omdat hy dit durf waag het om iets aangaande Jason Ardei te sê. Nou, ek wil net vir u miskien, sodat u, voordat ons nou verder ingaan op hierdie kwessie van Jason Ardei, wat eintlik op die hande gedra is deur, ek noem hulle nou maar hy was eintlik 'n soort kader daar by Cambridge, ons weet van die kaders in ons eie land, en na my eie ervaring ook, kry mens nie 'n groter kaderboetie as 'n Brit nie, en veral die Britse vrouens, hulle is absoluut mal oor kaders, hulle is die grootste kaderboeties onder die son, en ek het self ervaring daarvan, ek sal jy nou 'n bietjie vertel van wat my gebeur het op 'n keer, maar kom ons kyk gou net, wat het die vrou by Cambridge wat hierdie Jason Ardei aangestel het, wat sy aangaande hom kwyt geraak het. Dit was nog in Maart van jaar. Het sy gesê hy is die beste ter wêreld, en Cambridge Universiteit, die groot Cambridge Universiteit, wat ek dink een van die beskou word as een van die top 10 universiteite ter wêreld, of wat ook al. Cambridge was gelukkig om iemand soos hierdie Jason Ardei op hul personeel te kan aanstel. So, kom ons luister gou wat sê hierdie vrou van Cambridge nou aan Jason. Sy het 'n kort gesprek, 39 sekondes met Jason Ardei. And now Jason is days away from achieving another ambition. Hey, Hey, nice to so see you. good to see you. Here's his new boss at Cambridge. We do have a lot of work to do, but I feel really optimistic.
There will be those that think this is a tokenistic appointment. What are your thoughts on this? The board of electors on your interview day were absolutely unanimous. We are so lucky to have you. You are the best in the world in terms of the research that you do. An extraordinary journey, but for Jason, this is not an end. It's a beginning. The reaction has been amazing. Waar het jy dit? Jy kan sien hierdie vrou, die professor van opvoedkunde aan die Universiteit van Cambridge. Sy is geheel en al oorstelp om hierdie man op haar personeel te kan verwelkom. Intussen, en daar was 'n kyk, Suid-Afrika is natuurlik 'n land wat ons is so onder die invloed van Brittanje en die Verenigde Koninkryk en elke moontlike Britse modegier en ideologie wat in ons land as die evangelie verkondig word en dikwels die Afrikaanse media deesdae. Kyk, in die ou dae toe Verwoerd nog redakteur van die Transvaal was, het hy die besoek van die Britse koningsgesin in 1947 geheel en al geïgnoreer. Hy het net verwys, hy het gesê, hy het op bladsy 2 van die Transvaal geskryf, daar was gister verkeersopeenhopings wat deur buitelandse besoekers in Johannesburg veroorsaak het, en punt, en dit was al wat hy daaroor te sê gehad het, hy het dit geheel en al geïgnoreer. Maar vandag, natuurlik met die hele soort sap, ideologie, sap godsdienst, sap geloof in Suid-Afrika wat oorgeneem het, en die Afrikaners wat vandag vir 'n Engelse liberale party stem, is Brittanje ons, ja, dit is die bakermat van ons elke moontlike geloof en ideologie wat in Suid-Afrika geld. En ja, die huisgenoot gedeelte, of die huisgenoot, het ook ek het afgekom op 'n artikel wat in die huisgenoot verskyn het, of dan in Netwerk 24, die elektroniese weergawe daarvan, oor Jason Ardei in Maart vanjaar. Hier is wat hulle te sê het. Leer praat op 11, nou is Jason Ardei, ek dink hulle spel sy naam verkeerd daar, professor by Cambridge. Volgende keer, as dit vir jou voel asof jou drome buite jou bereik is, kan jy jouself gerus aan die lewensverhaal van Jason Ardei herinner. Toe hy 3 jaar oud was, het dokters sy ouers vertel, hy is so ontwikkelingsgestremd dat hy dalk in 'n inrigting sal moet leef, waar hy deur ander mense versorg word. Vandag op 37 is hy 'n professor aan een van die wêreld se beroemdste universiteite, 'n man met 'n magnum marathons agter sy naam, en planne om selfs meer te bereik. Hoe omskep iemand 'n moeilike lewe in so 'n verstommende suksesverhaal? 10 jaar gelede, toe hy 27 was, het Jason op die muur van sy ouers se huis in Clapham, Londen geskryf, eendag gaan ek by Oxford of Cambridge werk. Nou, hierdie Jason Ardei, die plagiaatkoning van Cambridge, hy het hierdie ongelooflike verhaal versin, dat hy eers op ouderdom 11 het hy eers begin praat, en op 18 het hy begin lees. Nou, blykbaar daar's studies, sielkundige studies en wat ook al, wat bewys dat geen persoon wat nie reeds op 11 of wat ook al kan praat nie, gaan ooit op 18 leer praat, wat nie kan lees en skryf op 18 nie, gaan dit op daardie ouderdom aanleer nie. Dis eenvoudig net onmoontlik. En daarbey het hy 3 marathonne van 100 myl lank binne 3 dae gehardloop. Dit is ook een van die mites rondom hom wat hy versprei het. Nou, 100 myl is 160 kilometer. Dit is amper 2 Comrades marathonne. So met ander woorde, hierdie Jason Ardei, hy het vir mense vertel, dat hy binne 3 dae het hy elke dag, het hy 2 Comrades marathonne gehardloop, 3 dae na mekaar. En hy's nie
Olimpiese atleet of 'n wêreldrekordhouer in daardie in lang afstande of ultramarathons nie. Hy het dit sommer net gedoen want hy kan. Ja. Nou, en dit alles het mense vir soetkoek opgevreet. Nou, hierdie man wat toe besluit het om so 'n bietjie ondersoek daarna in te stel, en wat self toe die Universiteit van Cambridge moes verlaat, want dit is nie gesien as polities korrek nie. Sy naam is Nathan Kofnas. Ek sê, hierso is sy eie persoonlike webblad waar hy sê, ek werk in die filosofie van biologie en etiek en die deursnit van hierdie velde. Ek stel veral belang in wetenskaplike en etiese omstredenheid wat te maak het met sosiologie of sosiale wetenskappe wat deur evolusie beïnvloed word. Nou, in daardie paragraaf sal jy natuurlik nou reeds die rooi ligte sien aangaan, want 'n mens mag nie van evolusie praat as dit gaan oor byvoorbeeld die ontwikkeling van mense nie. Trouwens, sodra jy wil suggereer dat mense verskillende etniese groepe verskillend aangepas het deur die geskiedenis, by die klimaat of wat ook al, dan word jy dadelik as 'n rasis en 'n nazi uitgekry, en dit is presies wat met hom gebeur het, met hierdie Nathan Kofnas. Daar was 'n hele groep studente en akademici by Cambridge wat betoog het voor sy klasse, hulle het hom met geweld gedreig, en hulle het uiteindelik vir hom gesê, hy moet bedank en hy moet pad gee uit Cambridge, en hy is nou aan die Universiteit van Gent in België verbonde. Maar hy het toe gegaan, en hy het toe op Substack die hele kwessie onthul. Van hy het op 21 Julie 'n hele artikel daaroor geskryf op Substack. Terloops, gepraat van Substack. Ek het natuurlik self 'n Substack. Ek gaan die skakel weer eens hierso onder in die beskrywing van die video plaas, sodat jy daarop kan inteken, want ek plaas af en toe artikels ook wat ek op Netwerk 24 geskryf het, of so plaas ek daar op, en my jongste artikel, ek kan dit sommer net gou vir u wys hier, oor Karel Niehaus. Hierso is dit, Karel Niehaus se oerlinkse projek vir Afrikaans. Dit het oorspronklik 'n Netwerk van die 24 verskyn, maar daar is dit natuurlik agter 'n betaalmuur, en ek het dit nou geplaas, en dit het ongelooflik vanoggend of gisterand, het ek dit geplaas, en dit het gehardloop. Ek het gesien op X, trek het al by 14,000 mense wat die klein opsomming op X gelees het. Daar is nog 23,000 mense op Facebook wat die opsomming gelees het, en nog 'n ander 33 en 'n verdere getal van 33,000 het daarna gekyk op Facebook. Met ander woorde, steun my asseblief in hierdie nuwe Afrikaanse media wat ek hier vir ons probeer ontwikkel rondom Praag. Ons is al jare daarmee aan die gang, maar ek dink nou is hierdie tyd gekom dat ons regtig begin impak maak. En dus teken in op my Substack hieronder by die skakel wat ek vir hier sal plaas. Maar terug nou by hierdie meneer Nathan of Dr. Nathan Kofnas, hy is 'n postdoktorale navorsing, forser aan die Universiteit van Gent deesdae, en hy het toe hierdie Jason Ardei ondersoek, en hy het Ghanese ouers, maar dan kom hy nou hier onder, en hy het programme, sy PhD proefskrif van 2015, en hy het toe 'n program gebruik wat die universiteite ook aanwend om plagiaat raak te sien by proefskrifte. En dit blyk toe dat hierdie Jason Ardei, die keiser
plagiaatkeiser van Cambridge. Hy het min of meer woord vir woord met klein veranderingkies 'n ander proefskrif van 'n vrou, blanke vrou met die naam Paula Zwozdiak Myers in 2009 het hy afgeskryf. En hy het dit as sy eie werk ingegee. Nou jy weet natuurlik as jy 'n proefskrif of selfs wat noem hulle dit, 'n taak of wat ook al op universiteit inhandig of aan universiteite inhandig, dan moet jy daar onderteken dat jy eie werk is. En dit Jason Ordey het al geteken as sy eie werk. Maar hierso het hierdie Nathan Kofnas gegaan en hy het toe met behulp van hierdie program het hy dit vergelyk. En al hierdie geel gedeeltes is waar hy dit woord vir woord afgeskryf het. En die groen gedeeltes is daar waar hy 'n sin of wat so bietjie geparafraseer het om dit nou te laat lyk asof dit sy eie werk is. Maar soos jy kan sien, deur hierdie hele ding is daar ongelooflik baie geel gedeeltes wat hy woord vir woord afgeskryf het. Nou jy weet, selfs toe ons nog op skool was, as jy iemand anders se werk net afgeskryf het, dan was die onderwyser kwaad vir jou, of het jou 0 gegee, of wat ook al. Maar hier's hierdie Jason Ordey, die genie met ouers van Ghana, wat verwelkom word deur hierdie professor van opvoedkunde by Cambridge as die beste ter wêreld, en hulle is so gelukkig om hierdie kader in hulle geleedere te verwelkom, die jongste swart professor in die geskiedenis van Cambridge. En hulle kyk verby al hierdie goed, en toe mense daarvoor vrae begin stel, toe word hulle met die hof gedreig en prokureursbriewe gestuur, dat hulle mag nie hierdie soort mite, wat hulle nou daar geskep het, rondom Jason Ordey, jy mag dit nie bevraagteken nie. Die leuen van Jason Ordey mag jy nie bevraagteken nie, en die huisgenoot het daaroor gepopel, maar nou sien ek in vandag se rapport, nou het hulle dit so bietjie, Netwerk 24 het nou so bietjie ook, hulle sê, jy weet, bietjie teruggekrabbel, en hulle sê nou, Cambridge se professor Pinocchio noem hulle hom, het selfs 'n draai gemaak in die baai. Ja, hy was blykbaar ook 'n soort besoekende professor of wat ook al aan die Universiteit van Port Elizabeth in die Oos-Kaap. Ja, en nou het hulle ook agtergekom vanuit die Britse media dat alles nou nie pluis is met Jason Ordey nie. Maar dit het my nou, by my eie, dit het my nou aan 'n paar dinge herinner, as ons nou praat van die, ten eerste, ek was een keer in Kenia gewees, waar ek met 'n klomp Britte die mekaar was. En daar het ek geweldig ook onder die indruk gekom, van wat se bewondering, veral van hierdie linkse Engelse vrouens in Brittanje, wat se bewondering hulle koester vir mense in Afrika. En die ander geval was, toe ek op universiteit was, jare gelede, toe ek nog 'n student was, aan die Universiteit van die Witwatersrand, was daar so 'n boekie, deur 'n swart skrywer, sy naam was Modikwe Dikobe, ek het nou ongelukkig nie die ding opgekyk nie, om vir die voorblad te wys, so nie, maar ek kan my die naam onthou, of self ook naslaan op die internet, Modikwe Dikobe, en die titel daarvan was The Marabi Dance. En dit is ook voorgehou as 'n geniale werk van letterkunde, jy weet, 'n literêre werk in Suid-Afrika, dit is geweldig opgehemel, dit is voorgeskryf by 'n klomp van die Engelse universiteite in ons land, en eendag was al so 'n gesprek daarso, wat hulle destyds Senate House genoem het, by Wits, maar deesdae dra hy die naam daardie gebou van 'n terroris van Solomon Mahlangu. Dit is nou Solomon Mahlangu huis by Wits. En daar was een van die Engelse dosente, Tim Cousins, wat ook 'n ontsettende kaderboetie was,
En hy het toe laat deurskemer dat hy en 'n paar van sy vriende het eintlik ook hierdie, dit was 'n dun boekie, hierdie Marabi dans. Hulle het daai boekie omtrent self geskryf. Hulle het sulke notas of ek weet nie, 'n oefeningboek met sulke aantekeninge van hierdie swart man van Modikwe Dikobbe gekry en hulle het die ding toe self geskryf. Al hierdie ouens en PhD's van Wits en Engels en wat ook al. Hulle het dit gedoen. Ja, en dit is hoe jy vir jouself nou, hoe 'n groot skrywer skep, jy weet, en dit word gedoen. En net so het Cambridge vir ons hierdie man gegee, hierdie Jason Arday. Maar ja, terug te gaan na my storie oor Kenia, want op 'n stadium, ja, dit is eintlik nogal heel interessant, dit is 'n hele gekompliseerde besigheid, die verhaal van Kenia, maar want uiteindelik was daar 'n groep Afrikaanse skrywers wat my ook gaan swart smeer het in Brittanje by die internasionale skrywersvereniging genaamd Pen Internasionaal. Want ek het die inisiatief geneem hier in die middel 2000, vroeg 2000s om so 'n vereniging vir Afrikaanse skrywers op te rig. Hier in Suid-Afrika het affilieer by hierdie organisasie daar in Brittanje, die internasionale organisasie met wat in die hele sweterjoel lande verteenwoordig is. Maar toe het daar nou mense gevoel, daar was nou mense wat gevoel het ek is nie polities korrek genoeg daarvoor nie, hulle het my agterna daar gaan swart smeer en ek weet nie allerlei stories aangedra agter my rug. Hulle het Engeland toe gevlieg van hier af om dit te doen, om my te gaan belaster. Daar so by Pen Internasionaal, hoe dit ook al sê. Maar as deel van hierdie ding toe dit nou nog aan die gang was, as ek eendag uitgenooi Kenia toe na so Afrika skrywersvergadering daar in Nairobi, en toe was daar hierdie vrouens, sulke linkse vrouens van Pen Internasionaal, wat dit ook bygewoon het en dit georganiseer het en so. En een aand aan tafel was daar nou so 'n gesprek, en jy weet, oral waar ek gaan in die wêreld, daar wat nou, jy weet, ek praat met, jy weet, die ambassadeur van Rusland in Pretoria, of die vorige ambassadeur, of ek was al op 'n ander stadium in Rusland, en ek was in Amerika, en ek daar met Amerikaanse akademici gepraat, en meningsvormers, en studente, en wat ook al. Mense vind my, Elon Musk het daar gesê, ek is nie vervelig nie. Nou, ek is ook nie vervelig nie. Jy weet, ek het al 'n klomp dinge gelees, 'n klomp plekke gesien en wat ook al. Praat 'n paar en lees, praat 'n paar tale en lees 'n klomp ander nog meer, jy weet, nog verdere tale ook. Ja, maar dis, jy weet, in enige gesprek het ek iets om by te dra, maar hierdie Britse vrouens, hulle het my totaal en al geïgnoreer. Hulle het glad niks belang gestel in wat ek te sê het nie, want hulle het geweet ek kom van Suid-Afrika af, en ek is Afrikaner, en ek lyk soos ek lyk. So dit diskwalifiseer my dadelik by hierdie linkse Engelse vrouens, feministe, wat hulle ook al is. Maar ek het gesien presies dieselfde lig in hulle oë skyn as hulle met, daar was so 'n Keniaan, en wat die Keniaan te sê gehad het was, hy was 'n Kikuyu, en ons is die dominante stam in Kenia. Woord vir woord, dis wat hy gesê het. En dit was vir hulle so interessant, dat hulle aan sy lippe gehang het, en my geheel en al geïgnoreer het, want enige iets wat iemand van Kenia in Nairobi kan sê, is baie interessanter, as wat Dan Rood kan kwytraak, ooit, jy weet, in dieselfde soort lig van bewondering, en ja, dit is amper 'n soort aanbidding. Kyk na daai Engelse vrou, kyk na hierdie, gaan terug op hierdie video, kyk na daai Engelse vrou, en die uitdrukking op haar gesig, en die lig wat in haar oë skyn. Sy praat nie net met 'n gewone mens nie, sy praat met Jason Arday. Hy is eintlik 'n god of 'n halfgod.
wat plagiaat pleeg. Maar ek is seker daar's baie mense daar by die Universiteit van Cambridge wat voel, hy behoort nie eintlik eers te bedank het nie, jy weet, hulle sal hom verdedig, hulle sal ons sê, nee man, Jason, gaan aan met jou plagiaat, jy weet, vertel nog vir ons wonderlike dinge, want Jason Ardei was ook 'n deskundige op die gebied van rasisme. Ja, en daaroor wil mense in Cambridge, aan die Universiteit van Cambridge, baie graag hoor. Hulle wil hoor hoe 'n man wat hierdie, plagiaatkeiser Jason Ardei, hoe hy hulle inlig oor hoe rasisme werk en jy weet hoe wit skuld en al daai vakgebiede wat nou deesdae aan die universiteite hoogmode is. Hulle wil graag daarvan hoor. En vandaar dis hulle soort vergoddeliking van iemand soos Jason Ardei. Maar nou ja, met al die media aandag en wat ook al wat daar nou die soeklig wat op hom geval het, het hy nou glo bedank, maar hy is glo nie spyt oor enigiets wat hy gedoen het nie en hy sal, jy weet, hy het geen erkenning gemaak dat hy plagiaat gepleeg het of enigiets van die aard nie. Dus iewers wag daar seker nog 'n groot toekoms vir Jason Ardei. Miskien sal hom by 'n Amerikaanse universiteit aanstel of by 'n ander Britse universiteit of dalk by 'n universiteit in Suid-Afrika. 'n Universiteit van die Witwatersrand of die ou RAI wat deesdae bekend staan as UJ of wat ook al. Jy weet, hulle sal iewers 'n pos skep sodat hulle verder van rasisme kan vertel. Maar ja, dit is nou, maar hierdie man, hy het self sy werk verloor, jy weet, hierdie Nathan Kovnas, hy is 'n Amerikaner, wat in Chicago gebore is, en hy is nou daar by die Universiteit van Gent. Hy het die risiko geneem om iets oor Jason Ardei te sê. En ek dink 'n mens moet, jy weet, ongeag wat 'n mens nou dink oor sy menings en wat ook al, jy weet, ek dink jy moet sê dat hy die moed van sy oortuiging het, om daarom dit te gedoen het, om 'n hele studie te maak van Jason Ardei se PhD, en met 'n rekenaarprogram te kyk presies hoe hy dinge woord vir woord afgeskryf het. Maar nou ja, ek dink nie een so 'n geval gaan die hele soort ideologie, die hele gees van ons tyd verander nie, maar so bietjie vir bietjie dink ek hamer ons so half aan die muur, jy weet, soos mense die destydse Berlynse muur afgebreek het, toe uiteindelik nou geval het. Nou ja, as jy tot hier geluister het, moenie vergeet om op die kanaal in te teken nie, en klik sommer op die klokkie om kennisgewings te ontvang. Kyk na ons boeke hieronder, kry vir jou boek, dis nou Afrikaans maand Augustus, jy kan gerus Afrikaanse boek lees. Ek lees op die oomblik 'n hele klomp Afrikaanse boeke. Ek het nou weer ene klaar gemaak. Ek sal pad deur 'n volgende ene van die ouer, van die romans hier in die 80er jare en meer onlangs selfs van Jeanette Ferreira het ek al 2 gelees. Hier's fantastiese goed in Afrikaans om te lees. Jy moet gerus ook self Afrikaanse boeke lees, bou aan ons kultuur, ondersteun ons kultuur. En teken ook in op my Substack by die skakel hieronder, is heeltemal gratis. Tot volgende keer dan, totsiens.